ons in ons lewe beleef. Vader, om U te loof en prys dat ons kan weet, maar die Heilige Gees, die trooster, die helper is vanaand hier by ons. Dankie dat ons kan sing en kan getuig en kan bely, maar U is hier. Heilige Gees, as ons vanaand kom stil word by U, as ons kom luister, as ons kom leer, dan vra ons dat ons ook U stem duidelik sal hoor. Werk kragtig in elkeen van ons, laat ons die Gees, laat ons die krag, die mag, die teenwoordigheid beleef. Heilige Gees, gee dat ons met ons oop harte ontvanklik sal wees vir dit wat U sê. Leer ons om ook meer te weet, beter te verstaan en so met meer krag, met meer moed, Hemelse Vader, met meer genade en met meer oorvloed die pad verder te loop. Seën ons in dit wat ons gaan gesels, dit wat ons gaan hoor die res van die aand. En Heilige Gees, gee dat ons regtig U stem ook vanaand sal hoor. Ons bid nie omdat ons iets van U verwag, omdat ons iets verdien nie, maar omdat ons weet, ons is afhanklik en in U hande. Amen. Gister het ons begin met die tema oor die Heilige Gees en ons het gister 'n bietjie gepraat oor wie is die Heilige Gees. As ons kyk na wie is die Heilige Gees, dan het ons 'n paar goed daar duidelik gesê en gemaak en ons het gesê die Heilige Gees, as ons dit kort opsom, kan ons op 3 maniere weet ons en sien ons wie die Heilige Gees is. Die Heilige Gees leer ons in die woord, is die krag van God. Ons leer ook dat die Heilige Gees God self is en daarmee saam ook dat die Heilige Gees 'n persoon in homself is. 'n Persoon wat ons baie keer herken en raak sien in die werke wat hy doen. In die funksies wat hy verrig. Byvoorbeeld, as ons praat van die Heilige Gees, praat ons baie keer van 'n trooster of 'n helper. Hoekom? Want dit is 'n funksie wat hy verrig. So die Heilige Gees leer ons ken deur iets wat hy doen. Nou, om te verstaan dat die Heilige Gees besonder is, moet ons ook seker wees dat ons die basiese beginsels van die drie-eenheid verstaan. Die Heilige Gees kan ons nooit buite die drie-eenheid uithaal nie. Ons verstaan hom altyd binne daai raamwerk. 'n Raamwerk wat sê maar die Vader en die Seun en die Heilige Gees is volkome gelyke wesens. Hulle is dieselfde, hulle is op dieselfde vlak, wil ek sê. Almal goddelike wesens. Ons kan hulle nooit van mekaar skei nie, tog onderskei ons hulle van mekaar. Ons kan die drie uit mekaar uitken. Vanuit die woord uit sien ons dan ook dat daar 'n bepaalde orde is in die drie-eenheid. 'n Bepaalde orde wat ons hulle leer ken, naamlik, as ons praat van die drie-eenheid, dan praat ons van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die orde beteken wel nie dat dit 'n rangorde is nie. Dis 'n bepaalde orde waaruit hulle funksioneer, waaruit hulle handel. So die drie-eenheid leer ons op 'n besondere manier ken. Nou elkeen van die drie-eenheid het ook sy eie funksies. En daarin kan ons ook lank praat, ons kan uitbrei daaroor, wat ons verseker op 'n ander keer ook weer gaan doen. Maar die Heilige Gees wat dan 'n besondere taak het, 'n besondere funksie het. Voordat ons verder gaan met die Heilige Gees, help my gou. As ons dink aan die Vader, wat is die eerste ding waaraan jy dink? Wat is die Vader se doel, se funksie, wat doen hy? Nee, julle kan nie nou al slaap nie, julle moet met my praat. Vader is liefde, goed, wat nog? Wat weet ons van die Vader? Hoe herken ons die Vader? Hoe eien ons hom? Alomteenwoordig, ja. Alwetend, die skepper. Die Vader gesit ons baie deel ook van die skepper, die een wat die inisiatief neem, die een wat ek moet sê die planne begin, maar dis nie die regte bewoording daarvoor. As ons dink aan die Seun, wat dink ons? As ons aan Jesus dink, wat is die ding wat ons aan hom dink? Okay, ek het nou, dankie vir almal se antwoorde. Kom ons vat hom net van 'n punt af. Oom George? Hy is die verlosser, ja. Nog? Wie was nog?
Christus wat die verlosser is, Christus wat vir God kom duidelik maak het, kom bekend maak het, wat die Vader aan ons kom openbaar het. Die groot werke waarmee ons die Seun baie meer in verband trek, is die verlossingswerke. Hy is die verlosser. En interessant, as ons kyk na elkeen se verskillende taak, dan sien ons dit, en ek dink ek het dit gister ook genoem, dat niks hiervan kan gebeur sonder die Heilige Gees se werking nie. Die taak van die Heilige Gees op die einde van die dag is vervleg in die werk van die Vader en die Seun. Is ingeweef daarin, ons kan dit nie onderskei nie. Die Heilige Gees is betrokke by die skepping, van die begin af. Maar net gou kyk het ek kan vir jou presies sê hoekom hy nie werk nie, so gee my een oomblik, dan gaan hy werk. Goed. Ons sien die Heilige Gees wat betrokke is by die skepping, onder andere Psalm 33 vers 6. Die woord van die Here is die hemele gemaak. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur sy bevel al die hemelliggame. Die Here wat die woord spreek en dit is daar, die Gees wat betrokke is. Die Heilige Gees wat ook betrokke is om God vir ons te openbaar. 'n Funksie wat ons gesê het met Jesus baie keer gekoppel word. 1 Korintiërs 2 wat hy sê, aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek al die dinge, ook die geheimenisse van God. Deur die Gees is dit aan ons bekend gemaak. En so ook is die Heilige Gees deel van die verlossingswerk. 1 Korintiërs 6 vers 11 waar daar staan, en so was party van julle juis ook, maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Deur die Heilige Gees is ons vrygemaak, is ons oopgemaak. Die Heilige Gees se taak is dan heeltemal vervleg in dit van die ander persone binne in die drie-eenheid ook. As ons kyk na die Heilige Gees, as ons kyk na sy taak, na dit wat ons lees in die woord van hom, dan praat hulle baie keer dat dit gebeur deur die Heilige Gees. Daai frase deur die Gees kry ons oral. Iets wat wys van die Heilige Gees se betrokkenheid in die werke van dit wat gebeur, in die werke en die optrede van die Vader en in die werke en die optrede van die Seun. Hulle werk nie sonder hom nie. Die Heilige Gees se taak is juis dat hy die een is wat die verbinding gee tussen God en dit wat geskape is. Hy maak daai band, daai binding bymekaar. Romeine 8 vers 9 tot 11 lees ons dit en word duidelik gemaak. Daar so staan, Paulus wat daar so skryf, julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Christus. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. 3 keer hierdie herhaling, maar die Gees van God woon in julle. 'n letterlike verstaan van die Heilige Gees wat in ons is. Nie 'n figuurlike op 'n ander manier verduideliking nie, letterlik die Heilige Gees wat by ons is. Wat in ons is, wat in ons werk, wat deur ons vir God ook 'n werklikheid by ons maak. Die inwoning van die Gees in God se skepping is die taak van die Heilige Gees. Dis waaroor die Heilige Gees gaan. Die Heilige Gees se groot taak is om seker te maak dat ons weet God is by ons. Hy's hier, hy's naby. Die Heilige Gees is die een wat die bande bou. Wat dit duidelik maak dat ons nie alleen is nie, wat dit duidelik maak dat God saam met ons is. Bande tussen die Vader en die Seun, bande tussen God en die skepping, bande tussen Christus en sy gemeente. Die Heilige Gees is die een wat die bande bou tussen ons as gemeentelede. Hy is die een wat dit moontlik maak. 2 Korintiërs 13 vers 13 praat juis van hierdie gemeenskap met die Heilige Gees. Hierdie gemeenskap, hierdie samekoms. Die Engels, dit gaan nie werk nie.
maar met daai gemeenskap met mekaar, wat saam met die liefde van God gaan, wat saam met die genade van God gaan. 2 Korintiërs 13 vers 13 staan daar, dit is 'n seënbede wat aan die einde van die brief uitgespreek word, waar hy sê, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle elkeen wees. Die band van die Heilige Gees sal by julle wees, sal daar eenheid wees. Die Heilige Gees is dus die een wat dit wat God doen, dit wat Christus doen, 'n werklikheid maak. Hy laat gebeur, hy onderhou, hy bou, hy hou in stand. Hy is die direkte uitwerking van God se krag, van God se mag. Die Vader en die Seun werk nie buitekant na ons toe sonder die Heilige Gees nie. Dit is net deur die Gees wat ons met God in aanraking kom. Die taak van die Heilige Gees is dan juis hierdie om ons met God te verbind. Maar as ons dit nou meer moet uitbrei, meer duidelik moet maak, dan kan ons sê die werke van die Heilige Gees kan ons in 2 kategorieë plaas. Algemene werk van die Heilige Gees en besondere werk van die Heilige Gees. Klink vreeslik, maar julle gaan nou by wees. Die Heilige Gees wat hierdie binding maak, is besig met dinge. Hy sit nie net stil nie, hy doen nie net niks nie. Hy is nie besig met doellose aktiwiteite nie. Hy is besig met goed wat waarde het, met doelbewuste kontak wat God met sy mense het, met sy gemeenskap het. Doelbewuste kontak sodat ons en God in die regte verhouding kan staan. Dit is sy opdrag. Om al hierdie aktiwiteite van die Heilige Gees goed te verstaan, is dit dan makliker as ons dit opdeel tussen algemene werk van die Gees en besondere werk van die Heilige Gees. Kom ons stop nou net gou vir 'n oomblik hierso. Kom maar kyk nou net gou of julle wakker is. As julle dink aan die werk van die Heilige Gees, behalwe nou die verbinding tussen ons en God, waaraan dink julle? Wat dink julle doen die Heilige Gees? Hy gee genade. Heilige Gees wat genade gee, vir ons vergifnis gee. Goed. Is daar iets anders waaraan jy kan dink? 'n trooster. So hy vertroos. Hy gee krag. Goed. Wat nog? Julle is reg, is niks verkeerd nie. Okay. Kom ons kyk verder. Ons het hoekom ek die rede hoekom ek die vraag vra is, ons het baie keer 'n beperkte idee van wat die Heilige Gees doen. Ons het 'n paar goed waarop ons klem lê en die res raak halfweg. As ons dan praat van die algemene werk van die Heilige Gees, dan praat ons dat dit werk is wat die Heilige Gees doen, wat nie direk te doen het met die verlossing van mense nie. Ander goed wat hy doen, die band wat voor die sonderval begin het, is hy besig om verder te bou. Die Heilige Gees is besig met ander goed, julle wil ek amper sê as net evangelie verkondiging. Julle hoor my hart. Hy is besig met ander goed. Dit is die algemene werk. Die besondere werk waarmee die Heilige Gees dan waarmee die Heilige Gees besig is werk wat nodig is omdat ons sonde gedoen het, omdat ons sondig is. Sonde wat die gemeenskap met God verbreek, sonde wat maak dat daar afstand tussen ons en God is, en God wat die mens nie net wil los nie. Die Heilige Gees wat dan die een is, wat daai gemeenskap, daai geestelike gemeenskap met God weer kom herstel. Wat die gebroke gemeenskap tussen God en mense kom regmaak. 'n Herstel wat nie vreemd is nie, maar wat 'n besondere aksent plaas op dit wat die Heilige Gees doen. So die algemene werk is dit wat nie met die verlossing te doen het nie, die besondere werk van die Gees is dit wat te doen het met ons verhouding met God as gevolg van ons sonde. 'n Besondere taak wat hy het. Kom ons breek dit nou nog 'n bietjie verder op. Algemene werk van die Heilige Gees sien ons dat dit die werk is van die Heilige Gees om ook die skepping te onderhou. Die Heilige Gees is van die begin af daar. Gister het ons reeds gesien dat die Gees gekoppel word om lewe, om asem te gee, om te bou, om te skep, om by mekaar te kom. Dis 'n lyn wat reg deur die Bybel gaan.
waar ons leer dat die Heilige Gees aan alles gekoppel is waar God skep, waar hy lewe gee. Genesis 1 vers 2 gee al hierdie koppeling, waar hy sê, maar die Gees van God het oor die water gesweef. Die enige God was teenwoordig toe alles gemaak is. Daar het nie 'n oomblik bestaan waar die Heilige Gees nie betrokke was nie. Dis iets wat ons moet besef. Daarmee het ons ook teksbewyse wat daarmee saamkom. Psalm 33 vers 6, waar hy praat van, maar die Heilige Gees het 'n aandeel aan die hemelse leer wat daar is. Job 33, waar hy sê, maar die Heilige Gees het die mens geskape. Die Heilige Gees wat deel is van die skepping. Die ganse groot skepping, hemel en aarde, kan niks op homself bestaan, kan nie sonder die Gees bestaan nie. God behou met alles daai band. Hy raak aan alles deur sy krag, deur die Gees wat daar is. Dit geld van die lewelose skepping, maar dit geld ook vir die mense waar daar lewe gegee word. Niks in hierdie wêreld is sonder God se aanraking, sonder die Gees se werking. Iets wat eintlik groter is as wat ons ooit kan dink. En die realiteit is dan ook dat ons van die Gees afhanklik is om aan te hou leef, om aan te hou bestaan. Psalm 104 is 'n psalm en dit trek eintlik alles bymekaar wat ons vanaand gaan praat, die hele psalm. Is 'n psalm wat duidelik kom maak dat ons nie sonder God kan aangaan, dat ons nie sonder sy onderhouding kan aangaan. Vers 30 in besonder sê dan ook duidelik dat God se asem nodig is om nuut te maak en om aan te hou. Kom ons lees gou wat daar staan. Psalm 104 vers 29 en vers 30. Ek het vir julle dit in 2 vertalings gegee. Hulle sê dit bietjie anders, maar dit maak dit mooi duidelik. Die 53 vertaling, die ou vertaling, skryf: U verberg u aangesig. Hulle word verskrik. U neem hulle asem weg. Hulle sterwe en keer terug tot hul stof. U stuur die Gees uit, hulle word geskape, en u maak die gelaat van die aarde nuut. Die Gees wat die asem wegneem, en daar kom afsterwe, en dan ook die Gees wat weer asem gee. Die 83 vertaling sê dit so klein bietjie anders. Hy sê, maar as u terugtrek, is dit klaar met hulle. As u hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem, en daar is lewe. Ook uit die grond laat u nuwe lewe spruit. God wat deur die Gees lewensasem gee. 'n paar verse wat duidelik maak dat as God hom van ons onttrek, as die Heilige Gees hom van ons onttrek, het ons nie 'n kans om aan te gaan nie. Nog steeds val niks weg onder God se hand nie. Hy hou in stand, hy onderhou, hy is daar. Wat sê dit dan vir ons? As ons net hierdie paar verse lees in Psalm 104, dan besef ons dat die Here altyd naby aan ons is. Dan besef ons dat ons kan sê dat ons Here leef, hy beweeg, hy is by ons. Daar is geen plek waar ons kan heen gaan waar die Heilige Gees nie is nie. Die Heilige Gees wat alomteenwoordig is, wat daar is. Hy is oral en daarom nader ook aan ons as ons eie klere wat ons aan het. Hy is by ons. Saam met die Heilige Gees wat as algemene werk onderhou, wat skep, wat daar is, wat lewe gee, gee die Heilige Gees ook algemene genade. Algemene genade, kan ons sê, is die guns wat God aan alle mense bewys. Afgesien van die vraag of hulle gered word of nie. Almal ontvang genade van die Gees. Dit is daar. Daar is ook besondere genade. Besondere genade wat daaroor gaan dat dit genade is as 'n sondaar gered word deur Jesus Christus. Die Gees wat vir ons genade gee in ons daaglikse lewe, maar ook daai besondere genade want ons word gered. Dit wat in die lewe nou en in die geskiedenis gebeur het, word in 'n groot mate deur ons as mense bepaal. Ons het keuses, ons doen goed, ons funksioneer op 'n spesifieke manier. Dit wat ons het, hoe ons optree, dit wat ons doen ons uit die gawes wat ons ontvang het. Of ek glo ek het dit ontvang of nie, maak nie saak nie. Ons sê die Heilige Gees gee vir ons gawes.
En ons almal funksioneer daaruit. Ons leer uit die woord uit dat die Heilige Gees mense toerus, dat hy vir hulle toerus en vir hulle hierdie geskenk van gawes gee. Reg deur die woord kry ons ook daai bewyse dat dit moontlik is. Wat is die bewyse van daaglikse gawes wat van God afkom? Daaglikse gawes wat die Gees skenk. Kom ons kyk so vinnig, julle ken vir my en vinnig. Basaleel en jene. Daai ander ou, se gawes van wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid word van God afgegee. Eksodus 31. Dan het ons God wat verstandig maak, wat wysheid gee, daaglikse gawes. Ons het mense wat kan reg spreek. Numeri 11, daaglikse gawes. Ons het gawes van landbou. Ons weet dit, nie almal kan 'n boer wees nie, nie almal kan in die tuin werk nie. Dis 'n gawe wat ontvang word. Ons het ook gawes wat van vir mense ampte gee. Mense wat in sekere spesifieke rolle gekom het. Dit is 'n gawe om op die politieke terrein te regeer. Jesaja 45 lees ons daarvan. Ons lees van Kores wat 'n heidense koning was en deur God gebruik is om te regeer, en ons sien selfs in daai gedeelte dat God hom sy gesalfde noem. Al het hy hom nie gedien nie. God wat daai mense daai gawes gee. Ons sien rigters en konings wat toegerus word vir hulle poste, vir hulle ampte. Ons sien Samson en Saul, wat die Gees van die Here het, en wanneer die Gees van die Here van hulle af weggaan, het hulle nie meer die vermoë om te regeer nie. Daaglikse gawes wat deur die Gees gegee word. Duidelik in hierdie gedeelte word dit gemaak dat die Heilige Gees 'n spesifieke rol speel in ons kundigheid wat ons het, ons vaardighede wat ons het, dit wat gebeur rondom ons, dit wat aan die gang is. In die algemene sin woon en werk die Heilige Gees in alle ongeredde mense. Dit is 'n harde stelling om te maak. Wat is die nut daarvan dat die Heilige Gees in ongeredde mense leef as hulle nie tot bekering kom nie? Dit beteken die werking van die Heilige Gees daar maak dat hy die kwaad beteel. Dat hy mense stimuleer om hulle gawes te gebruik. Dat hulle ook verander tot seën kan wees. Dat hulle dit op die aarde moontlik kan maak om aan te hou, om dit draagliker te maak. Alle ontwikkeling op die terrein van die wetenskap, die tegnieke wat daar is. Alles kom vanuit die gawes van die Gees af. Hy is die een wat dit moontlik maak. Hy is die een wat daar is. Saam met die algemene genade wat die Gees gee, sien ons dan ook dat die Heilige Gees algemene openbaring doen. Die Heilige Gees se werke met die mens is dat hy God openbaar. Hy is 'n openbaarder van God. As God homself nie aan ons bekendstel nie, gaan ons hom nie leer ken nie. Dit gebeur deur die Heilige Gees se werke. Kom ons vat die tou so 'n bietjie verder. Ons weet dat ons slegs die Vader kan ken deur Jesus, deur die Seun. Dankie. Julle is nog met my. Ons kan slegs die Seun leer ken deur die Heilige Gees wat dit vir ons openbaar, wat dit vir ons skenk. Die Heilige Gees wat daai voltooiing is van die werk wat daar is. Daarom die sekerheid dat alle openbaring, alle kennis wat ons van God het, is die werk van die Heilige Gees. Dis die werk van die Gees wat dit oopmaak. Die Bybel bevestig dit en herinner ons daaraan. 1 Korintiërs 2, vers 10 tot 12 staan daar. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God uit genade geskenk het. Die Gees wat duidelik maak en openbaar, dat ons God kan ken, dat ons hom kan leer ken. In die openbaring
van God sien ons dan ook dat die Heilige Gees algemene openbaring en ook weer besondere openbaring het. Algemene openbaring waar God hom openbaar aan alle mense in die wêreld. Ook mense wat nie die boodskap gehoor het nie. Besondere openbaring, die openbaring van God se genade in Christus. Daai genade, daai kennis waarsonder ons nie gered kan word nie. Ons dink baie keer en ons dink baie keer dat omdat ek glo is omdat ek gekies het. As die Gees nie in ons gewerk het en deur ons gewerk het nie, sou ons nie verstaan het wat ons glo nie. As ons dan kyk na die algemene openbaring van die Heilige Gees, mense wat nie noodwendig glo nie, dan sien ons dat dit 'n openbaring is wat nie noodwendig daaroor gaan om mense tot verlossing te bring nie. Maar dit is ook nie goeders wat geopenbaar is wat los is van Christus nie. Want alle lig straal uit Christus uit. Alles wat ons weet, alles wat God openbaar, is deel van Christus se verlossing. Niks kan sonder hom daar wees nie. Johannes 1 maak dit vir ons duidelik. Daar is ook 'n bewussyn dat daar 'n God is. Met algemene openbaring is daar daai bewusheid, daar's 'n God, daar's 'n grootheid, daar's 'n persoon wat meer en beter is as ek, daar's 'n majesteit aan God. As ons dit prakties kan maak, dan klink dit soos daai mense, ek weet nie of julle al iemand gesprek was en sê hulle, ons glo nie in Jesus nie, maar ek glo daar is 'n God. Daar moet iets groters wees. 'n Algemene openbaring wat daar is. Dis ook hier deur die algemene openbaring van die Gees wat mense tot die insig kom dat daar reg en verkeerd is, dat daar goed en kwaad is. 'n Openbaringsbewustheid wat deur die Gees kom, wat deur die geskiedenis al daar is. 'n Openbaring, 'n bewustheid wat kom deur dit wat mense om hulle sien. Wat in die gewetens van mense getuig. Dis wat die Heilige Gees doen. Al bring hierdie algemene openbaring van die Heilige Gees nooit mense tot bekering nie, het dit tog 'n plek en 'n goeie effek. Dit beteel die kwaad wat daar is. Dit maak dat die goddeloosheid nie oorneem nie. Dit skep orde. Burgerlike geregtigheid onder mense. 'n orde waardeur die lewe van ander beskerm word. Die Heilige Gees wat op 'n besondere manier in die daaglikse lewe betrokke is. As ons hierdie besef, as ons hierdie snap, dan kan ons so ver gaan en sê, maar hoekom is ons wêreld nie 'n wêreld wat net doodmaak en moord pleeg en nie? Want dit is 'n wêreld waar die Heilige Gees betrokke is, waar hy werk, waar hy beteel, waar hy orde skep. Die Heilige Gees wat dan hierdie algemene werking het tussen mense. Maar die Heilige Gees het ook 'n besondere werk waarmee hy besig is. Hierdie besondere werk sluit dan in ons verlossing. As daar nie sonde was nie, kom ons gaan terug, Adam en Eva. As daar nie sonde was nie, sou dit nie vir die Heilige Gees nodig gewees het om hierdie besondere werk te hê nie. Hoekom? Want hy sou met sy algemene openbaring, sy algemene werke kon aangaan en ons verhouding met God in stand kon hou. Daar kon hou. Dit sou genoeg gewees het dat ons met 'n goeie verhouding met God kan bly, dat ons sy heerlikheid kan beleef. Maar omdat daar sonde is, verander dit ook die werk van die Gees. Sonde wat die mens totaal verander het, sonde wat gemaak het dat ons bestaan tot in sy diepste aangetast is. Dat ons verhouding met God verander is, dat ons verblind geword het, dat ons verhard geword het. In plaas van om bewus te wees van hierdie koestering van Christus, van hierdie nabyheid, van die aanraking van God, het die sonde gekom en ons weggeneem van dit af. Gemaak dat ons Christus se liefde teruggee, dat ons God se liefde vir hom teruggee, dat ons koud staan teenoor hom. Dat ons anders leef. Die Heilige Gees is die een wat hierdie hardheid kom verander. Hoe lyk dit as ons net vanuit die sonde leef?
As die vlees oorhand kry, as ons net doen wat ons wil, as ons hierdie onversadigbare drange in ons liefde vir die wêreld en vir wat om ons is met die uitsluiting van God aanhou, dan maak dit dat ons begeerlikheid van die vlees die oorhand kry. Dan maak dit dat ons aangevuur word deur die magte om ons, dat dit is wat vir ons belangrik is. Dan maak dit dat die mens om doelbewus wegwend van God af, dat hy ongehoorsaamheid is, dat ons in vyandskap van God leef. Hoe werk vyandskap met God? As Christus wat, ek dink Christus wat self gesê het, as jy nie vir my is nie, is jy teen my. Vyandskap met God, so eenvoudig soos dit. Wat God vir hom wil sê, as ons met hierdie vyandskap leef, dan maak dit dat dit wat God vir my wil sê, wil ek nie hoor nie. Ek dink dit is dwaasheid, dit is simpel. As ons volgens die vlees leef, dan wil ons nie meer God se wet onderhou nie. Dan wil ons nie sy kind wees nie. Dan verwerp ons hom. Selfs as die mense op hierdie punt is die algemene inwoning, die algemene werking van die Heilige Gees steeds daar. Steeds betrokke. Die mens wat as vyand van God leef, beleef steeds die werking van die Heilige Gees. Maar as ons op hierdie punt kom en ons wil weer bewus word van God en weer saam met hom leef in 'n besondere verhouding, dan het ons nodig om verlossing te beleef. Dat ons losgekoop word van skuld en die mag van die sonde. Dat ons oë weer nuut gemaak word, oopgemaak word vir dit wat voor ons is. Dat ons hart weer vir God gewen kan word. Sodat ons weer voor hom kan buig. Eenvoudig gestel, as ons op hierdie vleeslike punt kom, op hierdie vyandskap teen God, op daai punt is, of enige iemand is, dan kort daar 'n wedergeboorte om weer in verhouding met God te staan. En dit is die besondere werk van die Heilige Gees. Om die hart van die mens voor God te gaan sit. Om hom voor te berei, om hom bereid te maak en oop te maak om te sê, maar laat God weer in my woon. Laat ek weer 'n tempel vir die Here wees. Dit is deel van hierdie besondere werk van die Heilige Gees. Verder sien ons dat hierdie besondere werk van die Heilige Gees gaan ook oor die verlossingswerk in die geskiedenis. Die verlossingswerk in die geskiedenis, die Heilige Gees wat oor meer gaan as net hier. Om die mens uit sonde te bring, om hom werklik weer in verhouding met God te bring, is 2 goed eintlik nodig. Eerstens, hy moet lewend gemaak word uit die dood en die sonde, en tweedens, hy moet geleer word hoe om te leef saam met God. Dit is wat die Heilige Gees bewerk, dat 'n mens meer en meer soos Christus kan word. As ons hierdie bewustheid het van die keuses wat ons maak, op grond van die insigte, die oortuigings wat ons het, want ons het 'n keuse wat ons hier kan maak. Ons kan kies of ons met in vyandskap met God gaan leef, en of ons gaan kies om saam met hom te leef. As die mens gered word, dan kom hy tot nuwe insigte. Hy sien anders, hy beleef God anders. Hy verstaan die woord van God anders. Daar kom vernuwing plaas, daar kom herstel plaas by die persoon. Hoe? Die Heilige Gees wat homself aan die mens, die Heilige Gees wat God aan die mens openbaar. 'n Besondere openbaring wat nodig is. Die Heilige Gees is nog altyd met hierdie werk besig. En hy gebruik in baie gevalle die Bybel ook om dit te kom duidelik maak. Die Bybel, die verhaal wat daar is oor God se ontmoeting met mense, God wat met hulle werk, God wat hulle verlos, God wat deel is. God wat nog altyd werksaam is. God wat sy mense soek, God wat sy mense roep, God wat hulle verlos. Dis alles aksies waarby die Heilige Gees reeds betrokke was en wat hy ook gebruik, sodat ons kan besef hy was daar en God is nog steeds hier. Is nog steeds deel.
God wat van die geskiedenis af deel is van die werke. Ons het voorbeelde daarvan, die profete, Abraham, Moses. Ons sien dit in ander gedeeltes ook profeseë wat daar is, van God se groot dade, Esegiel 37, waar hy sê, maar die Heilige Gees sal die verstrooides van Israel weer lewend maak en herstel. Hy wat dit sal doen. So ook kan die vleeswording van Christus gesien word as die hoogtepunt van die werk van die Heilige Gees. Selfs in die verlossing is die Heilige Gees betrokke, hy is daar. Hy is deel daarvan om Jesus voor te berei vir sy lyding, om te begelei tot aan die kruis. Deur die Heilige Gees alleen het die disippels, die hele kerk, deel geword van hierdie nuwe verhouding van God. Deel geword van wie hy is, van waar hy is. In die geskiedenis gebruik die Heilige Gees ook 'n bepaalde metode waarmee hy met mense werk. Hy werk met mense deur die woord, deur die Bybel, deur die skrif. In sy werk van verlossing en openbaring gebruik hy die verhale van mense wat reeds tot verlossing gekom het, mense wat reeds sy werk en sy krag beleef het, om dit ook verder te beleef. Om te besef hoe werk dit as God genade skenk. Die woord wat nie leeg is nie, die woord wat nie verouderd is nie, die woord wat nie uit drukheid en uit tydheid is nie, maar wat besonders is, wat ewig is, wat waar is, wat dieselfde is. As ons vandag God se openbaring dus moet leer ken, dan gaan die Gees terug en hy vat ons na die woord toe, want dit is waar die band lê. Die Heilige Gees is die een wat maak dat ek wil lees, dat ek verstaan, dat ek ken. Dat ek verstaan oor die getuienis van die profete, van die apostels, die betekenis daarvan. Hoekom? Want dit is God se woorde. Sy verhale. In die Bybel is daar bewyse dat die Heilige Gees 'n besondere taak gehad het om hierdie ook met erns neer te skryf en neer te pen. Verskeie gedeeltes in die Bybel beveel God die mense om die openbaringe wat hulle het neer te skryf. Van die tekste, Exodus 17, Exodus 24, Numeri 33. Paulus sê die Ou Testament geskrifte is deur God gegee. Letterlik laat God daarin gegee is. So ook die Heilige Gees wat die disippels sal herinner aan dit wat Jesus vir hulle gesê het. Belangrikheid daarvan. Die interessante ding van die woord, en ek praat baie oor die Bybel, as jy gereeld kerk toe kom, sal jy al weet. Die Bybel se belangrikheid is, hy gaan nooit verouderd raak nie. Jy gaan ook nooit opgelees raak aan hom nie. Hoekom nie? Want daar is altyd iets nuuts om te verstaan, altyd iets nuuts om te leer ken. Hoekom? Want die Gees werk so deur ons, hy openbaar so nuwe dinge vir ons. Die Bybel wat lewend is. Hoekom? Want die Heilige Gees maak hom lewend. Die Bybel wat in 'n mate die metode word wat die Heilige Gees gebruik om met ons te praat. As ons na hierdie goeters kyk, as ons kyk na wat doen die Heilige Gees, dan is daar baie goed wat ons duidelik kan maak, baie goed wat ons duidelik kan sê. Saam met die psalmdigter kan ons eintlik Psalm 104 net sê, maar Here, hoe groot is U dade? Wonderbaar dit wat U doen. So as kortliks kyk na wat doen die Heilige Gees, hy het sy algemene werk. Algemene werk waar hy betrokke is by elke liewe persoon op aarde. Betrokke is by daai persone wat ons nie kan dink hy betrokke wil wees nie. En tot dit is vir ons opbou, vir ons genade, vir ons goedheid. Daarmee saam met die Heilige Gees ook sy besondere werk om ons te oortuig dat Christus geleef het, om ons te oortuig dat Christus die enigste verlosser is. Om mense tot bekering te bring, om harde harte sag te maak. Die Heilige Gees wat ook die taak het om deur die skrif God vir ons te openbaar. Aan te hou openbaar. Wat beteken dit vir ons?
Een van die eerste dinge en belangrikste goeders wat hierdie vir ons duidelik maak, is die feit dat die Heilige Gees naby is. God is nie ver nie. Hy is hier. Hy is tussen ons, hy is by ons. Ander ding wat dit vir ons duidelik maak is, dat die Heilige Gees meer doen as net te wees. Hy is nie die wolkie wat rondsweef nie. Hy is aktief besig. Aktief besig tussen ons vanaand hier, aktief besig tussen families, hy is aktief besig in ons gemeente, hy is aktief besig in ons gemeenskap. Tot daai persoon waarvan jy nie hou nie, hy is daar besig. Daai persoon wat jy dink almal so almal in die rug wil steek, hy is daar betrokke. Hy is betrokke in ons land, hy is betrokke by ons leiers. Hoe baie hulle vir hom luister is obviously 'n ander saak. Maar hy is daar, hy is betrokke. Die Heilige Gees is tussen ons en hy is aktief besig. Die vraag is of ons op gaan raak sien in dit wat hy doen, of ons gaan opstaan en erken dat hy ons lewensasem is. Of ons gaan bereid wees om saam met hom 'n besondere pad te loop. Mag die Heilige Gees vir die elkeen nie net nog 'n term wees nie, maar mag hy sy werking elke dag in die lewe raak sien. Amen. Ek gaan 'n paar oomblikke vir gebed gee en daarna sal ek vir ons afsluit. Dankie dat u actief in ons lewens betrokke